Vandag is donderdag 12 Junie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in die eerste week van Koninkrykstyd na Pinkster. Ons dink in die besonder in die tyd daaroor na dat God sy gees uitgestort het om in ons te kom woon en ons roep en stuur om sy kerk te wees in hierdie wêreld. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Johannes 11 en ons gaan lees uit die 1983 vertaling vers 33 tot vers 44. Die verhaal waar Jesus vir Lazarus uit die dood laat opstaan. Voor ons die gedeelte gaan saamlees, wil ek jou graag nooi om saam met my 'n kers aan te steek, 'n simbool en handeling wat ons help om intentioneel in die oomblik te draai na God wat reeds teenwoordig is, wat saam met ons is, wat in ons is. En met die aansteek van die kers raak ons ook in hierdie oomblik teenwoordig vir God, vir onsself en dit wat binne in ons gebeur. Al 'n paar keer sommer net lekker diep asem. En met elke asemteug herinner jou daaraan dat die gees van God binne in jou tuis is, in jou woon. En wanneer jy uitblaas, gee sommer net die gedagtes en die gebeure wat voorop in jou is vir die Here. Herhaal dit 'n paar keer totdat jy voel hoe jy jouself ook oopstel vir die Here in die oomblik. Ons gaan lees uit Johannes 11 en ek wil jou in die besonder nooi om tydens hierdie luistermeditasie jouself in te leef in hierdie verhaal, deel te word van die verhaal, die gebeure te sien afspeel en jouself te verplaas binne in die gebeure. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Kan ek jou nooi om vandag in die besonder jou verbeelding te gebruik en jouself in te leef in wat hier gebeur het. Die stemme te hoor,
die ervaring van rou te beleef. En dan te sien, waar is jy in die gebeure en in die verhaal wat afspeel? Is jy dalk een van die roubeklaars? Dalk 'n disipel van Jesus? Dalk een van die skeptici wat alles sien gebeur? Dalk 'n vriend of 'n vriendin van Martha en Maria? Waar bevind jy jou in die verhaal? En wat doen dit aan jou om te sien hoe Jesus huil? Hoe voel dit vir jou? En wat doen dit met jou? Of is daar dalk iets van Lazarus in jou? Wat in jou is dalk dood? Waar voel jy dalk vasgevang? Kan jy dit herken? Kan jy hoor hoe Jesus jou roep na lewe? Of wil die Here jou dalk bloot gebruik om iemand anders te help om die grafdoeke
wat om hulle toegebind is, los te maak en hulle te laat huis toe gaan. Waar bevind jy jou in die verhaal? Ek wil jou graag nooi om by die vraag te bly wat jou die meeste vandag nooi om by stil te staan. Waar is jy in die gebeure? Hoe voel dit om Jesus te sien huil? Is daar ook iets in jou wat maak dat jy dood voel of vasgevang voel? En kan jy hoor hoe Jesus jou roep na lewe? Of wil die Here jou dalk gebruik om iemand anders te help om hulle grafdoeke en kopdoeke af te haal, sodat hulle kan loskom? Vertoef by die gedagtes waarna toe jy genooi word om by stil te staan. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Amen.